'n koppie sielskoffie net vir jou. En so bereik ons die einde van nog 'n somervakansie, met almal weer terug by die huis en staar 'n splinternuwe jaar ons in die oë. Vir party van ons was die vakansie weer eens net te kort. En miskien is daar van ons wat die vakansie net verby wou kry. Dalk omdat 2024 net te veel uitdagings opgelewer het. Vir my het 2024 sy eie uitdagings gehad en kon ek nie wag om met vakansie te gaan nie. So, vroegoggend op 15 Desember was ons klaar gepak en karavaan gehak vir ons seevakansie elke jaar. Opgewonde het ek en my man die pad aangepak, na ons gebed dat God ons veilig op die pad sal bewaar. Op pad luister ons na praise en worship musiek. Ons sing saam, gesels en bewonder die natuur skoon, terwyl ons eindbestemming al hoe nader kruip. Skielik hoor ek my man sê, iets is nie reg nie. Dis in daardie oomblik wat daar 'n naarheid in my kom lê, want ek hoor 'n skuurgeluid op die pad. Ek kan sien dat my man ekstra konsentreer om die karavaan en bakkie te beheer. Hy verminder onmiddellik spoed en hy trek af, spring uit die voertuig en voor ek my kom kry, is hy in die middel van die pad besig om 'n brandende karavaanwiel uit die pad uit te rol. Dis toe dat ek besef dat ons teen 'n effense skuinste tot stilstand gekom het langs die pad. Die karavaanwiel se wielnut het vasgeslaan en dit het veroorsaak dat die wiel nie verder wou draai nie. Die wrywing het die wiel afgeruk en veroorsaak dat ons op die as van die karavaan oor die pad geskuur het. Vir 'n oomblik kyk ons in mekaar se oë in skok om te besef wat nou net gebeur het. En 'n dankbaarheid kom lê in my hart. Ek en my man is oukei. Maak nie saak wat die karavaan oorgekom het nie. God het ons gebed verhoor en ons hierin veilig bewaar. Indien ons teen 'n hoër spoed gery het, sou die karavaan ook die bakkie omruk en sou ons rol, maar omdat dit teen 'n opdraand gebeur het ons maar teen 90 km/h gesleep. Hardop sê ons albei, dankie Here, dat U altyd U kinders bewaar. Die hele betalje veroorsaak natuurlik toe dat ons 'n insleepdiens moet ontbied, want verder ry kon ons nie. Daarin was net soveel genade en omgee, want waar kry jy nou 'n insleepdiens daardie tyd van die jaar en veral op 'n Sondagoggend? Ook hierin was God in beheer en ons kry toe na vele oproepe die beste insleepdienste om te kom help. Die uitdagings was egter nog nie verby nie, want om die karavaan toe op die bed van die insleepdienstrok te kry, veroorsaak dat die karavaan heeltyd na die skynste van die pad neig en wil omval en moes ons bly keer. Ek bid in my taal en spreek die heeltyd Jesus se naam oor die situasie en uiteindelik 'n uur later is die karavaan gelaai en na 4 ure se wag langs die pad is ons toe weer op pad om maar net met ons 2-man tentjie te gaan kamp. Die dilemma was natuurlik dat alles in die karavaan gepak was, klere, kos, beddegoed, maar 'n plan sou ons maak, want kamp gaan ons kamp. Ons ry die laaste end in stilte, en ek besef dat 2024 my nie goed behandel het nie, maar dat daar 'n enorme geestelike groei in my plaasgevind het, want in hierdie situasie kon ek hysteries geraak het, al my toys uit my kaart gegooi het en die Here kwaadlik geneem het vir net nog 'n terugslag in my lewe. Ek het in 2024 deur elke storm en uitdaging God se genade en onvoorwaardelike liefde leer ken.
en geleer om hom te loof en prys in alle omstandighede. Dit het my gebring tot 'n diepe blydskap wat die Heilige Gees in my kom plant het en niemand ooit van my af sal kan wegneem nie. Blydskap, al gaan dit broekskeer. Blydskap, al gebeur wat. 3 dae later kry ons die karavaan en kan ons ordentlik kamp opslaan. Die karavaanpark inwoners kom staan soos een man saam om te ondersteun en te help. Ek bars in trane uit, omdat soveel mense nog omgee, omdat ek dankbaar is, dat alles tog op die ou end uitwerk, en dat ek deur dit alles 'n geestelike blydskap in my ontdek het, wat nooit weer gaan weggaan nie. Nadat alles staan en opgeslaan is, kom ons in onsself tot stilstand die aand langs die kampvuur. Die Gees kom lê in my die volgende gedagte: hoe ons optree in uitdagende omstandighede bepaal die uitkoms. Ek sê weer eens dankie Jesus vir wat U in my kom verander. Al het ek 2024 verby gewens, is ek ook dankbaar vir die jaar, omdat ek deur my omstandighede soveel gegroei het in my geestelike lewe. Ek voel God se genade in overdrive en weet ek dat ek opgewonde kan sien vir 2025. Maak nie saak wat wag nie. Mag jy as luisteraar 2025 ervaar as jou beste jaar ooit. Mag jy kans sien vir alles wat die lewe na jou kant toe gooi en deur dit alles 'n innerlike blydskap ervaar wat slegs God in jou kan lê. Want ek en jy is eintlik oukei wanneer ons weet waar ons krag vandaan kom en ons Jesus se hand styf vashou. Lief vir julle, tot volgende keer.